En daar was mense, die Bybel praat ook van soldate, wat gekom het om te kom luister na hierdie woord. En die Bybel sê, as ons van vooraf lees, prys die naam van die Here, het Johannes 'n rowwe woord neergesit. Sy harde woord, prys die naam van die Here. Nou die Here bedien my en ek vra die Here, Here, ek gaan 'n veldtog. Here, ek wil 'n veldtog hou. Here, en gee my 'n woord. En dan kry die woord by die Here. Die besoek van die Here. Prys die naam van die Here. En ek bid die Here, Pastor Gunsley, dis nie die regte woord nie. Die besoek van die Here is nie die regte woord nie. Vra die Here, Here vir 'n woord. En ons pastoor, my pastoor kom, en hy sê, man, ek het ook gebid vir 'n woord. En hy sê, gebruik hierdie woord, 'n goddelike geleentheid. En ek sê, ek wil dit nie sommer die woord vat nie. Kom, ek gaan maak ook seker. Prys die naam van die Here by die Here, om is dit die woord wat God wil hê, ek moet preek. Halleluja. Nou, ek weet die manne van die Here, wat kan onderskei? Ek weet die vrouens van die Here, wat die Here gaan gebruik om te kan onderskei. Maar ek los dit vanaand in julle se hande. Prys die naam van die Here. En nou God se woord kom, en die woord praat van die doop. Hy sê, ek doop wel met water, maar hy kom wat sterker as ek is, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees. Halleluja! Prys die naam van die Here. En ek dink Johannes was in die woestyn, en daar het mense tot op bekering gekom. Prys die naam van die Here. En daar het mense gekom, en hy het hulle gedoop met die water. Maar hy sê vir hulle, hy sê, man, ek is nie die Jesaja nie. Daar is iemand wat kom, en hy is groter as ek. En hy gaan kom, prys die naam van die Here. En hy skep nou 'n goddelike geleentheid. Halleluja. Amen. Amen. Jy was gedoop met water. Jy ken die water. Prys die naam van die Here. Nou die Bybel verklaar, wanneer ons gedoop word met water, en dan sterwe ons af as die ou mens, as ons daaruit kom, dan word ons 'n nuwe mens. Halleluja. My God. Moenie maar kom met wees nie. Halleluja. Ek gaan nie van, as dit gaan nie oor my vanaand nie. Ek gaan nie my getuie gee nie. Halleluja. Maar ek gaan nog 'n goddelike geleentheid skep in die week om my getuie vir julle te gee. Vanaand gaan dit oor Jesus. Vanaand gaan dit oor die heiland. Vanaand gaan dit oor die konings bo alle konings. Vanaand gaan dit oor die Here bo alle heersers.
Prys die naam van die Here. En die woord van die Here leer ons, wanneer jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, en dan kan jy nie praat van Jesus nie. Die tent is stil. Ek moet dit herhaal. Ek moet dit herhaal. Die Bybel verklaar. As nie ek nie, Suster Silla, hy sê wanneer jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, en dan kan jy nie praat van Jesus nie. Jy kan nie vir die mense vertel van Jesus nie, want jy is nie vervul met sy Heilige Gees nie. Maar ek is by 'n goddelike geleentheid. Ek kom nog daarna toe. Ek is nog nie daar nie. Halleluja. Ek kom daarna toe. Jy weet, die Bybel is lekker. Is lekker. Om by die Here te wees. Maar prof, en Saul roep sy manne. Hy bring sy manne aan tafel. Prys die naam van die Here. Hy bring sy manne aan tafel. En hy sit saam met sy manne, sy soldate. En sy seun Jonathan is ook daar. Prys die naam van die Here. En Saul beplan David se dood. Glory. My God. Amen. Wat praat die ewige lig nou? Luister waarna toe gaan ek. En Saul beplan David se dood. Luister, daar is vanaand mense wat op 'n tafel sit en vanaand jou naam, halleluja, daar beskudder. Daar is mense wat vanaand op die tafel sit om jou dood, halleluja, te beplan. My God. Yes, Lord. Jou naam is sleg daar buitekant, omdat hulle op die tafel sit en jou naam te beskudder. Halleluja. Maar kyk hier, apostel, hulle weet nie daar is iemand wat ook in die geselskap is nie. Hulle weet nie daar is iemand wat ook in die geselskap is nie. Hoor dit gou. Prys die Here. En terwyl Saul David se dood beplan, halleluja, my Jesus lewe. Gebruik hierdie God van my. O Here, ek is baie lief vir die Jesus. Ek is baie lief vir die Heiland. Halleluja. En hy gebruik hierdie Saul se eerste seun met die naam van Jonathan. Hy gaan tot by David. En hy sê vir David, My God. David, my pa skep 'n geleentheid. Oh. Halleluja, Samuel 1. Samuel 19 vers 2. Hy sê my pa skep 'n geleentheid. Prys die naam van die Here, van hy wil jou dood gaan maak. Hy soek 'n geleentheid om jou dood te maak. Kyk
die mense wat jy saam mee om die tafel sit. Kyk jou kring, sal weet jy, 'n geselskap moet aankloop. Halleluja, van dieselfde persoon, wat jy daar die persoon, sy doodbeplanne, of dieselfde persoon, wat daar die persoon, gaan waarsku. En so sê, Jonathan sê vir David, pak op, pak op, pak op, pak op man, want jy is besig om doodgemaak te word. My pa soek 'n geleentheid om jou kop te laat val. Hey, prys die naam van die Here. Daar kom baie tye, wanneer die mense 'n geleentheid soek, net om met jou naam te loop. Jou naam is so groot in heidendal. Suster Silla, van hulle soek tog net daardie geleentheid. Halleluja. Hulle soek net daardie geleentheid. Maar God skep vir David 'n goddelike geleentheid. En hy stuur vir Jonathan uit om die man van die Here te gaan waarsku. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou as ons kyk by ons werksplekke, is daar ook geleenthede wat op ons pad te kom. Want daar is daar iemand wat ons altyd teenstaan. Daar is iemand wat altyd jou naam wil sleg maak. Want die persoon is bang. Halleluja. Prys die naam van die Here. Jou baas sien iets in jou. Hulle sien ook iets in jou. Maar hulle skep nou daar die geleentheid net om jou naam sleg te gaan maak. Sodat jy nie kan vorentoe gaan. Prys die Here. Nou hier is vanaand 'n geleentheid. Hier is vanaand 'n goddelike geleentheid. Maar prof, if someone can believe that Jesus Christ will save him, there is a godly opportunity tonight. As iemand glo dat God kan hom genees, is daar vanaand ook 'n goddelike geleentheid. Maar ek wil nog so inbeweeg. Ek wil nie lank is nie. Ek wil toch hê, u moet môre aand weer kom. Ek wil nou nie hê, u moet sê, die pastoor was lank, of die evangelis was lank gewees nie. Ek gaan nie môre terugkom nie. Maar ek wil praat oor nog 'n geleentheid. Ek reg as ek nou net by die naam kom. Jy weet die name, Pastor en Goeie sê, maar kom ons het die mekaar. Prys die naam van die Here. Ek wil nou by die regte naam kom. Ek wil nou nie hê die mense sê, hy evangelis ken nie sy Bybel nie. Hy noem die manne van die Here sy name vergeet. Halleluja. Nou Joseph, as die naam. Glory. Joseph word in die put gegooi. En Joseph word verkoop.
En Joseph word gevat as 'n slaaf. Luister. Halleluja. Here, ek moet toch hierdie gedig, hierdie ding net mooi onthou. Ek wil toch so mooi praat, leraar. Prys die naam van die Here. Ek wil toch baie mooi praat. Ek wil toch op niemand se toon trap vanaand nie. Ek wil ook toch op niemand se mond dik slaan vanaand nie. Ek wil toch baie mooi praat. En hy word verkoop. En as ek reg is, hy word gevat as 'n slaaf. En ek wil toch baie vinnig ook wees. En ek wil toch baie skiep ook. Halleluja. En as ek reg kon onthou, word die man, prys die naam van die Here, 'n hoë rang. Halleluja. En die Here skep hierdie geleentheid. Sy eie broers wat hom in hierdie put gegooi het. Sy eie broers wat hom verkoop het. Prys die naam van die Here. In hulle se land het die kos klaar geword. En nou moet hulle oorkant toe beweeg om kos daar te gaan kry. En Joseph kyk hierdie man en hy sê, man, ek ken die man. Ja. Die man lyk baie bekend. As die nie my pa se kinders die nie. Prys die naam van die Here. As die nie my pa se kinders die wat my geverkoop het nie. Jou vyande. Die Here los jou vyande in jou hande. Hulle sal terugkom en hulle sal aan jou deur kom klop en hulle sal kom vra, Pastor Bosse, ek was toch nie 'n bietjie seker, ek wil dit net in my kind se pap gooi, sodat my kind toch net kan eet. En hy sê, vir sy aanslangers en hy kyk hulle, sê, man, bring hy manne hierso. Pak vir die manne, pak vir hulle. Maar geef vir die manne 'n boodskap. Sê vir hulle, as hulle weer kom, moet hulle toch hulle kleinste broer ook saambring. Hulle moet hom toch nie agterlos. En terwyl hulle weer die draai maak, en ons sommer vinnig is geliefdes, tyd is min.